Goeiedag, geseënde Hemelvaartdag vir jou. Mag dit vir jou 'n wonderlike dag wees waarin jy werklik vir oomblikke tot stilstand kom om na te dink oor Jesus wat soos 'n aardse kind in hierdie wêreld gebore is in 'n stal. Sy werk in hierdie wêreld voltooi het en in heerlikheid ook opgeneem is, vanwaar hy ook in heerlikheid sal terugkom na hierdie wêreld toe. Vir ons belangrik dan vandag om hierdie verhaal ook weer eens te kan lees. In Openbaring 1 vers 7 staan daar, kyk, hy kom in die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Genade vir jou en vrede van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So belangrik dat 'n mens op dae soos hierdie werklik waar vir 'n oomblik jouself weer verlustig binne in die verhaal. En dat 'n mens die verhaal weer lees en dat dit werklik waar deel word van jou totale verwysingsraamwerk oor hoe jy oor die Here dink. Want dis een van die pilare van ons geloof waarby ons hoegenaamd nie kan verbykom nie en wat die hele tyd vars binne in ons moet wees. 'n Mens hoor sommer so vroeg op hierdie dag al, of jy sien dit raak eintlik op Facebook en oral dat mense prentjies begin rondstuur van Jesus wat sê, julle harte moenie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei nie. En as ek vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle ook na my toe neem. Met ander woorde, mense wat nadink oor Jesus as die wegbereider op hierdie dag. Nou, die gedeelte wat ek saam met jou lees is in Handelinge 1 vers 1 tot 12. Soos ek gesê het, belangrik om vir 'n oomblik ook oor by hierdie verhaal vas te steek, omdat dit 'n pilaar is in ons geloof. Jesus wat gebore is, Jesus wat gelei het, Jesus wat gesterf het, Jesus wat opgestaan het, Jesus wat opgevaar het na die hemel, hierdie Jesus wat ook hoof van die kerk is, en deur sy gees ook altyd by ons bly, tot aan die volëinding van die wêreld. Nou, die verhaal lees in Handelinge 1 vers 1 tot 12. My eerste boek, die Theophilus, is nou Lukas wat dit skryf, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan die tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dan hierdie verhaal van die hemelvaart in Lukas 24 kan jy ook daarvan lees. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem na boontoe, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het.
Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. As jy Lukas 24 lees, dan lees jy daarvan dat hulle met vreugde teruggegaan het en dat hulle, Lukas 24 praat daarvan, dat hulle by die tempel by mekaar gekom het. Vraag is eintlik vir ons vandag, kan hierdie verhaal vir ons nuut wees? 'n baie ou verhaal, 2000 jaar plus, 'n gebeure, kan dit vir my nuut wees? Kan dit vir my op 'n dag soos hierdie nuwe betekenis weer binne in my lewe kry? Wat beteken hemelvaart vir my? Wat beteken hemelvaart vir jou? En ek gaan nie lank daaroor praat nie, maar ek wil sommer net 'n klompie van die betekenisse van hemelvaart vir ons, wil ek ook sommer net in hierdie oomblik met jou deel. Want ons as mense vra ons maar baie keer, nou wat is daarin vir my? Wat se wins bring dit vir my? Wat se wins bring hierdie gebeure vir my? What's in it for me? Nou, kom ek sê vir jou, jy kan in jou geloofslewe, sonder hierdie pilaar in jou geloofslewe, nie werklik lewe nie. Want dis nodig dat jy met hierdie bewussyn lewe, dat Jesus opgeneem is in die hemel, dat hy aan die regterhand van die Vader is. En dan, wat ek nou ook aangehaal het, die onverhandelbare daar ook, dat Jesus gegaan het, dat ek weet dat hy gegaan het, om vir my plek te berei, vir die mense van lankal, van daardie tyd, deur die eeue, deur die jare, maar ook vir my, en om te onthou, want ons lees baie keer, dat Jesus in Johannes 14, dat Jesus gegaan het, en vir ons gaan plek berei het, omdat daar by die huis, in die huis van die Vader, baie wonings is, ook vir my, maar dan vergeet ons baie keer, dat daar 'n stukkie eksklusiwiteit aan dit verbonde is, want Jesus sê, hoe kom ek by die Vader uit? Hy, sê Johannes 14 vers 6, ek is die weg, en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Hy het gegaan om plek te berei, maar dan is dit ook nodig, dat ek en jy aanvaar en weet, dat dit deur hom is dat ek daar kom, dat hy die weg en die waarheid en die lewe is, dat my geloof in Jesus Christus so belangrik is, dat dit nie maar net is, dat almal uiteindelik wat sterf by God uitkom nie, maar dat dit deur Jesus Christus is, dat ek by die Vader kom, hy wat die weg en die waarheid en die lewe is. Belangrik is, dat hy gegaan het, en dat hy sy heersersposisie gaan inneem het, aan die regterhand van die Vader. Vriende, dit is so belangrik, dat jy dit nooit vergeet, dat Jesus Christus die hoof van die kerk is nie. En as jy gaan lees in Efesiërs, dan lees jy dit oor, lees jy dit raak. Jesus Christus is hoof van die kerk. En hy het sy plek daar gaan inneem. En Jesus Christus wat opgeneem is die Here wat die hoof is van sy kerk, wat hy ook sê in Matteus 28, as hy vir hulle sê, gaan aan, in my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Hy, as hoof van die kerk, het sy plek ook gaan inneem aan die regterhand van die Vader, van waar hy ook sy kerk regeer, en teenwoordig is, inderdaad ook by die kerk. En Stefanus, hierdie martelaar, eerste martelaar waarvan gepraat word in Handelinge hoofstuk 7, was hy met klippe doodgegooi word, sê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat staan aan die regterhand van die Vader. Met ander woorde, wat staan in 'n heersersposisie, as hy letterlik sou sterwend wees, die klippe wat op hom reën, dan sien hy die geopende hemel, en wil 'n mens amper sê, Jesus, wat regerend ook staan, en half seker hande ook oophou vir hom, wat ook sy plek by Jesus kan gaan inneem. Sy heersersposisie, dit is wat Jesus
gaan doen. Hy regeer ook die kerk daarvan. En sy plek op die aarde is daarom, al is hy in die hemel nooit leeg nie, omdat hy deur die Heilige Gees ook regeer. Maar belangrik ook vir my en jou, terwyl ons ook weet dat Jesus in die hemel is, dat hy daar is, dat hy in sy heerlikheid daar is, dat dit in die naam van Jesus is, dat ek en jy in die teenwoordigheid van God kan kom, dat hy ons ook as kerk bemagtig het, en vir ons gawes gegee het, vir regering en diens binne in hierdie wêreld, waarvan Efesiërs 4 ook so praat. Hy wat neergedaal het, is ook hy wat opgevaar het. En toe hy opgevaar het, het hy ook krygsgevangenes geneem, en dit is die gawes wat hy gegee het, dat hy ook gawes uitgedeel aan sy kerk. Gawes gegee vir regering, gawes gegee vir diens. Dit is ook van die waarde wat dit het, dat Jesus deur sy Heilige Gees die kerk vir ons wat aan hom behoort bemagtig het om binne in hierdie wêreld te lewe. En soms kan dit by ons so waar wees dat ons alles wat Jesus kom doen het net so internaliseer en binne 'n deel van ons maak. Half spirituele mense is sonder dat ons werklik iets van ons roeping in hierdie wêreld besef. En dat Jesus ons kom bemagtig het. Hy wat opgevaar het, is ook die ene wat vir ons gawes gegee het. Gawes gegee het om sy liggaam in hierdie wêreld op te bou. En nie alleen dit op te bou nie, maar dit inderdaad ook uit te bou, wetende dat hy ook by ons is. Die ander wonderlike is natuurlik, wat beteken dit vir ons? So kan hy oral wees. Toe Jesus op die aarde gewees het in daardie, kom ons sê 33 jaar wat hy op die aarde was hy half gelokaliseer. Was hy hier en was hy daar? Was hy in Galilea? Was hy by geleentheid in Samaria? Was hy in Judea? Sterf hy in Jerusalem? Lokaal, wat hy eintlik gewees het binne in daardie gebied. By geleentheid ook in die omgewing van Tyrus en Sidon, waar Petrus ook sy belydenis gemaak het dat hy is die Christus, die seun van die lewende God. Was hy, wil 'n mens gesê, lokaliseer van plek tot plek. Maar opgevaar in die hemel beteken dit dat hy oral kan wees. Dat daar geen lokaliteit is nie. Dat hy al die plekke is, teenwoordig is. Hy wat in die hemel is ook op die aarde by ons teenwoordig. En is hy deur sy Gees, sy Heilige Gees ook by ons teenwoordig. Is die Heilige Gees dan inderdaad ook uitgestort as die Gees van Christus? Dit is op hom wat die disippels ook moes wag. Bly hier in Jerusalem, totdat julle die gawe ontvang, wat deur die Vader, wat beloof is, en soos julle ook van my gehoor het. Bly wag. En deur die Gees is hy daar. En is hy hier, in regeer hy. Is hy ook inderdaad by ons. Hy aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. 'n kerk wat nooit sonder sy hoof is nie, sonder sy leier is nie, wat ons moet verstaan. Want niemand anders kan ooit die hoof van die kerk wees nie. Niemand anders nie as Jesus Christus. En dan ook, wat se waarde het nog vir my? Beteken dit ook vir my? Soek jy bewys van jou liggaamlike opstanding eendag? Want dis mos vir ons belangrik. In die afgelope tyd het ons ook daaroor gepraat, rondom die opstanding van Jesus Christus. Soek jy 'n bewys van liggaamlike opstanding, dan is dit waar, maar soek jy ook 'n bewys van, verdere bewys daarvan, Jesus is met 'n menslike liggaam, verheerlikte liggaam ook hemel toe. En uiteindelik sou ons ook verheerlikte liggame hê, ook by die wederkoms van Jesus Christus. Dis ook die bewys daarvan, van 'n toekomstige bestaan vir elke ene van ons. 'n kenbare bestaan vir elkeen van ons, op 'n nuwe en 'n spesiale manier, en daaroor kan jy gaan nalees in 1 Korintiërs hoofstuk 15,
daardie formidabele hoofstuk wat binne in die Bybel is, wat praat oor die opstanding, maar uiteindelik ook praat oor die hemelse liggaam wat daar vir ons is. Belangrik is, Jesus maak daardeur ook die hemel vir ons 'n werklikheid. Bring in sy hemelvaart hemel en aarde uiteindelik ook byeen, wanneer hy ook opgevaar het. Belangrik vir ons ook is die aanbreek dan, wat ek net nou ook na verwys het. Want dis die aanbreek van die nuwe seisoen. Dis die aanbreek van die sending eeu wat ook gebeur. Die laaste eeu wat binne in ons is die sending eeu. Dis die tyd wanneer ons, dis hierdie messiaanse eeu waar binne in ons lewe, waar binne ons die evangelie van Jesus Christus dag en nag moet verkondig, wanneer ons dit onophoudelik moet doen, getuies moet wees vir Jesus Christus, totdat hy weer terugkom na hierdie aarde toe. Want sê nou ons deel nie die evangelie van Jesus met ander mense nie. Wat is die kans dat mense kan verlore gaan? Want Jesus is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. En dit beteken dat dit ook die eeu is van die Heilige Gees wat ook aanbreek daardie tyd waarin hy ook die missie, die sending van die kerk, die getuienis van die kerk, die getuienis oor Jesus, die hele wêreld in laat gaan. Deur wie? Deur ons, wat ook bemagtig is om dit inderdaad te kan doen, om risiko's te kan neem oor grense heen, om heeltyd bewus te kan wees en te soek waarmee is God besig en om ook by sy werk in te skakel, te vra, hoekom is ek hier? Wat maak ek hier? Hoekom is ek hier om wat te kom doen? Ons identiteit in Christus bevestig ook as getuies vir hom, totdat Jesus Christus weer kom. Betekenis vir jou, opdrag vir jou. Lewe gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die koninkryk van God, waarvan jy deel is en ek deel is, wat ons moet dra. En dan my laaste gedagte rondom dit ook vir jou is, as Jesus nie weggegaan het nie, kon hy nie terugkom. As hy nie weggegaan het nie, kon hy nie weer terugkom na hierdie wêreld toe nie, dan sou hy nog steeds hier gewees het. En dit maak dat die kerk, dat ek en jy wat in Jesus glo, dat ons in verwagting lewe, dat ons wag op die Here. Ons wag op die ontbloting van sy volledige koningskap. En dit wat ek net nou in Openbaring 1 ook aangehaal het in vers 7. Kyk, hy kom weer met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het, ja, almal sal vir Jesus weer sien. Want dit is wat daardie twee manne ook sê op daardie dag, wanneer Jesus opgeneem is in die hemel. Galileese manne, wat staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat julle sien weggaan, het sal net so terugkom, soos julle hom sien weggaan het. Hy gaan inderdaad ook weer terugkom. En dit maak dat ek en jy binne in hierdie tyd, binne in 'n spanning lewe, in 'n opgewondenheid oor die wederkoms van Jesus Christus, oor die werklikheid van sy koms, met hemelse getuienis dat hy weer gaan kom. Dit maak dat ons gereed maak die hele tyd om vir hom ook te kan ontvang. En dat ek die hele tyd so lewe, as ek in hierdie lewe, as my oë sou toemaak, dat ek ook dat iets van die wederkoms in elk geval dan alreeds vir my waar sal wees, 'n ontbloting van sy ewige koningskap. Ons wag op die Here. Dis die tyd waarin ons ook wag, waarin ons bou aan die koninkryk van die hemel, waarin ons in hierdie nuwe seisoen, waar ons alles gereed maak. Jy maak ons maar gereed, wanneer iemand vir jou kom kuier, dan maak jy mos reg, dan pak jy mos reg, dan doen jy dit. Jesus het vir ons gaan plek gereed maak. So is dit nodig, dat ek en jy ook die hele tyd, hulle mense ook sê wegbereiders is
vir hom in sy terugkeer na hierdie aarde toe in die mate waar ons opgewonde is, dat hy ook weer gaan terugkom. Ag, en mag die Here vir jou regtig op hierdie dag 'n stukkie opgewondenheid gee oor die feit van sy hemelvaart. Mag ons as kerk ook as deel van die pilare van ons geloof daaruit leer. Mag dit 'n stuk opgewondenheid by jou wakker maak en aan die ander kant 'n stuk dringendheid ook by jou wakker maak om suurdeeg te wees ter wille van die koninkryk van God. Ja, it's not all about me, it's all about him. Hemelse Here, baie dankie dat U gekom het na die wêreld toe. Maar dankie dat ons weet dat U wat gekom het, gegaan het, weer gaan kom. Maar dat U ook teenwoordig is nou by ons. Help ons om bewus te wees daarvan en daaruit te lewe. Ons prys U in Jesus se naam. Amen. Ek hoop dat jy 'n baie geseënde dag ook gaan hê en dat jy sommer die hele wêreld rondom jou gaan seën daar waar jy kom en dat jy vandag dat iets van die afwagting van die wederkoms van Jesus hier op Hemelvaartdag sommer sal uitstraal uit jou uit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God in die gemeenskap van die Heilige Gees dan ook met jou wees en bly tot Jesus kom. Amen.